Kom ons buig ons hoofde vir 'n woord van gebed. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar vanaand om onsself weer te vergader en 'n geleentheid te kry om met U te praat en om ons liedere te sing en aan U die opregte aanbidding van ons harte te betuig. Want ons het U lief en aanbid U, en U is die enigste ware God, Jesus Christus U Seun, wat gesterf het dat ons met God versoen kan word deur gewas te word met sy bloed, deur die woord. En ons bid dat U ons 'n wonderlike diens sal gee vanaand. Mag sondaars verlossing vind deur Christus. Mag siekes genesing vind deur Christus. Mag die heiliges vreugde en krag vind deur Christus. Ons vra dit in sy naam. Amen. Julle mag maar sit. Dit is so goed om terug te wees hier in die gebou vanaand, om die Here saam met julle te dien. En ek wil nou graag vra, ons het môre aand aangekondig as 'n genesingsdiens of om vir die siekes te bid. Ons weet nie wat die Here gaan doen nie, dis waarom ons nooit genesingsdiens aankondig nie. Hoe weet ons die Here gaan genees? Dit hang net van hom af. Ek dink nie dit hang regtig van hom af nie, ek dink dit hang van julle af, wat genesing wil hê. Hy het die prys betaal en ons het die versekering dat hy dit doen. En ons weet dat hy gewillig is. Dit hang net van die individu af. Elke aand of was, laat net die Heilige Gees om. Ek wil iets uit julle gedagtes uitkry. Elke aand het ek gehad soos die Heilige Gees toelaat wanneer hy inkom en uitbeweeg oor die gehoor. En julle mense, julle eie geloof beweeg daar die Gees van God om reguit terug te kom en aan julle te bewys dat hy hier in die gebou is. Die einste geheime van julle hart ken, julle toestand ken. Nie een keer het dit ooit geval nie en het nog nooit vandat ek 'n klein seentjie was nie. Die eerste ding wat ek ooit gesien het amper was 'n visioen om te onthou. Ek was omtrent kon nie meer as 2 jaar oud gewees het nie en ek onthou dit so goed asof dit gister was. En duisende van hulle en nie een van hulle wat nie elke keer perfek in die kol is nie, sien. So dit moet God wees en dit wys net dat hy hier is en hier is al sy beloftes en hy het beloof hy sou dit doen net voor die eindtyd. Dan weet ons die boodskap is reg. My boodskap is die eindtyd en om die kerk te kry om reg te kom. En goddelike genesing, ons het gesien dat dit geadverteer word, die blindes sal sien, die dowes sal hoor, die stommes sal praat. Ek weet nie of hulle sal of nie, ek sou liewer nie advertensie soos daardie wou hê nie. Ek het altyd vir die mense gesê, sê net iets goeds van Jesus. Ons het die Here Jesus lief in hierdie gemeenskap, so ons hou 'n groot herlewing en ons gaan verwag dat God groot dinge sal doen en so voort. Dan onder in die hoekie op 'n plekkie sê, Broer Branham sal ons spreker wees sien, want dis of hy dit dan doen. As God 'n wonderwerk doen, sal die publiek daarvan weet, sien. Maar as hy sê hy gaan dit doen, ek nie, tensy hy vir my gesê het ek gaan dit doen, dan weet ek hy gaan dit dan doen. Maar as hy my nie gesê het nie, is ek soort van 'n bietjie huiwerig om dit te sê. Maar elke aand verwag ons dat God iets gaan doen om wat net die mense sal terugskud na die plek waar hulle behoort te wees. Dis wat ons verwag. Nou, ons het nie vir die siekes gebid nie. En as ons elke persoon sou laat staan, as ek lank genoeg kon staan om dit te doen, elke persoon langs hierdie rye kon afneem soos hierdie en elkeen gaan, natuurlik sou ek flou word voor ek 1/10 van hulle hierin klaar gekry het. Maar hy kan dit nie doen nie. Enige iemand wat die skrif ken, weet die skrif bewys dat jy kan nie. Wel, een vrou het die soom van die seun van die mens aangeraak en hy het gesê, wie het my aangeraak? En hy het rondgekyk en almal was bang, so hy het gesê. Petrus het hom bestraf gesê, wie het my aangeraak? Gesê, wel, almal van hulle raak jou.
Hy het gesê, maar ek voel dat daar krag van my uitgegaan het. Nou, enig iemand weet dat krag jou sterkte is. As een aanraking van 'n vrou genoeg gebring het om 'n visioen vir die seun van God te gee, om hom te laat weet wie dit was wat dit gedoen het, krag uit hom geneem het, wat sou dit aan my doen, 'n sondaar gered uit genade? Nou, die enigste rede waarom dit meer gedoen word, omdat Jesus gesê het, hierdie dinge wat ek doen, sal hulle ook doen, meer as dit sal hulle doen, want ek gaan na my Vader. Ek weet, die koning James sê groter, maar dit is eintlik nie die oorspronklike nie, sien, dis meer. Niemand kon enigiets groter doen nie. Hy het die dooies opgewek, die siekes genees, die natuur gestop. Alles gedoen wat daar gedoen moes word. Dit kan nie groter in kwaliteit wees nie, maar dit kan groter in kwantiteit wees. So die Heilige Gees was toe in een man, dit was die seun van God. Hy het die Gees onbeperk gehad. Hy het in Christus gewoon deur die wêreld met homself te persoon. God was in Christus. Nou is God in jou as jy die Heilige Gees het. God is in jou ten dele, maar dit was in hom onbeperk. Hy het die volheid van God in hom gehad, maar nou is dit uitgemeet aan elkeen van ons. Ek het gelees en geleer in my kerk 'n tyd gelede oor Pinkster in 'n kleiner lewing wat ek gehad het. En ek het 'n ou emfatiese diaglot van die oorspronklike Griekse vertaling, en dis een van die uitnemendste dinge. Ek sou dit aanbeveel vir enige van die kerkleiers, dis uitdrukheid, maar ek dink jy kan in Engeland kry, ek's nie seker nie. Maar ek het een, dis baie oud en dit bring net af na die oorspronklike Griekse woord, dan kom dit oor na die ander kant en sit dit net, want in die Grieks is die werkwoord voor die bywoord, julle sien, en dit draai dit net om sodat jy dit kan uitlees, maar jy kan dit net reg aflees, dis een woord reg af, net soos hy dit gesê het. En toe die Heilige Gees in die bovertrek gekom het, het dit gesê, daar het 'n geluid gekom soos van 'n geweldige rukwind. Nou, niks het gewaai nie, dit was net soos 'n geluid soos dit was. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, en toe het verdeelde tonge op hulle gesit, soos van vuur. En hoe dat hierdie groot vuurkolom, die engel van God, die Logos, wat uit God uitgegaan het, en wat die kinders van Israel deur die wildernis gelei het, toe dit onder die mense gekom het. Dit self verdeel het in groot vuurtonge, het op elkeen begin kom, so die vuurkolom begin opbreek, en God homself verdeel het onder sy mense. Dit behoort die hart uit enige iemand uit te skeer. God wat homself uitmekaar skeer, dat hy homself 'n bietjie kan verdeel, saam met elkeen van ons, wat almal saam. Sien julle wat dit beteken? Kan julle nou sien waarom ek staan vir eenheid van elke kerk, elke volle evangelie kerk, elke gelowige? Ons behoort eenhartig, eensgesind en eendragtig te wees. Maak nie saak hoeveel ons verskil in die skrifte nie. Dit mag wees, mag hierdie op daardie manier sien, of dit het niks te doen met, maar in beginsel behoort ons te staan een groot magtige leer van God, wat voortmarcheer. Want elkeen van julle in julle eienaardigheid, God het bewys dat hy julle doktrine ignoreer, omdat hy julle die Heilige Gees gegee het. En die Bybel het gesê, hy het hulle die Heilige Gees gegee, wat hom gehoorsaam het. Nou, as ek hom gehoorsaam het op my eienaardige manier, en jy hom gehoorsaam het op jou eienaardige manier, hy het ons albei die Heilige Gees gegee, so ons behoort Christenbroers en susters genoeg te wees, om arms in te haak en voort te marcheer, vir een groot doel, die evangelie. Ek dink aan God wat homself verdeel het, dat hy in sy groot siel kan inryk, en 'n klein lepelvol in my uitgooi, en oorryk in 'n lepelvol in jou uitgooi. En in jou en jou en jou, homself verdeel die vuur, die reinigingskrag van God. Dan as jy 'n lepelvol het, en ek het 'n lepelvol, en ons albei kom by mekaar, het ons 2 lepels vol, en as 50 van ons bymekaar is, het ons 50 lepels vol. Waar daar eenheid is, waar daar bymekaar koms is daar veiligheid, en wat nou? Dis net 2 keer so moeilik soos in die profeet se hand om die stokke te breek. 2 stokke is moeiliker om te breek as 1. En wanneer ons by daardie plek kan kom, broer, as ek dit net kan sien gebeur, sou ek hier uitstap bo op Kameelrugberg, my hande opsteek en sê, ja, kom Here Jesus, neem my nou, dis alles verby, sien. Ek sou net dan gereed wees om te gaan. En wanneer ek al die verskillende volle evangelie mense een van hart en eendragtig kan sien, wat staan as een groot leer, sal dit Jesus Christus na die aarde toe bring, net so seker as wat ek hier staan. Ek het elke beginsel probeer waarvan ek weet, dit sal God neem om dit te doen, dis al, sien.
Ek het onder hulle gekom soos onder die broer soos uit die Baptiste kerk en ek het hierdie groot ding gesien en ek het nog nooit kant gekies vir enige ander iemand. Net wat hulle geloof ook al is en alles, ek probeer reg in die middel staan en sê ons is broers. Ons is broers ongeag. As ons mekaar se gees kan onderskei en besef, as 'n man inkom, ek gee nie om watter kerk hy behoort nie. As hy die gees van God op hom het, is hy my broer. Ek gee nie om hoe groot hy is en hoe intellektueel hy is en hoe kragtig hy kan praat nie. As hy die verkeerde ding probeer bereik, glo ek glo nog nie dis my broer nie, maar dis wat hy probeer doen. En as hy probeer om siele te red of iets vir God te doen, is dit 'n broer. As hy 'n Jehovah getuie is hy steeds my broer. As hy 'n Pinkster heiligheid is, gemeente van God, kerk van God, 1, 2, 3 of wat dit ook al mag wees, dis alles my broer en suster. As ons harte reg het met God om iets te probeer bereik vir die koninkryk van God, ons 'n koninkryk van ons eie probeer bou, dan sal God dit nie eer nie. Ek het net gekyk, die kerels het waarskynlik hierdie boeke hierbo verkoop. Ek het sopas daardeur geblaai senuweeagtige paar oomblikke gelede en hierdie foto gesien van mevrou Nightingale. Ek het nou dit beslis toe dit geneem is daardie, maar hierdie boek gee nie die volle besonderhede daarvan en meneer Stadsklip het hierdie boek gedruk. Dis baie goed, baie mooi boek. Alles is akkuraat want dit is deur die vuur en beproewinge gegaan. Mevrou Nightingale, nou sy was 'n familielid van Wyle Florence Nightingale. Hierdie vrou se naam is Florence Nightingale en sy is 'n verpleegster. Maar sy was nie natuurlik Florence Nightingale, die bekende oorspronklike stigter van die Rooikruis nie. Maar sy is van Engeland en sy was 'n verpleegster en sy was 'n verlangse familielid van mevrou Florence Nightingale, die stigter van die Rooikruis. Die eerste keer van haar gehoor het, was ek in Afrika. Hierdie foto wat julle hierin sien van haar as 'n geraamte wat ons moes, Broer Gordon Lindsay, toe ons daardie foto ingesit het, moes ons iets daarop sit. Want hulle het net 'n lappie om die vrou gebind gehad en dit was baie erg en ons het 'n stukkie van iets daarop gesit en 'n fotostatiese afdruk van die foto geneem dat ons dit in die boek kon sit. Dis sy toe ek, en sy was verhonger, nog meer as 'n maand nadat daardie foto geneem is, en hier is sy 6 maande later besig om weer te verpleeg. Ek wil net graag sê voor ek vanaand begin daardie storie, ek wil julle graag daarvan vertel. Sy was in Suid-Afrika en hoe daardie vrou uitgeweet het dat ek na Londen toe kom, weet ek nog nie. En toe die vliegtuig geland het, ek en Broer Lindsay en Broer Jack Moore, het ons van die vliegtuig afgeklim en Broer Baxter en ons het afgegaan. Ek het hulle my hoor roep daar by die internasionale lughawe in Londen en vir my gesê om te kom en ek het Broer Baxter gestuur. Broer Baxter het teruggekom na my toe met 'n prediker en hy het gesê, het jy al ooit gehoor van 'n vrou met die naam Florence Nightingale? Ek het gesê, die naam klink bekend en ek het gesê, ek weet nie. En hy het gesê, wel, hulle het haar ingevlieg van Suid-Afrika af en sy is op sterwe hier in ambulans. Ja, daar was 'n groot klomp mense daar buite. Ek kon nie by haar uitkom nie. Ek het gesê, sê jy vir haar. Gesê, hier's die prediker, praat jy met hom. En ek het gesê, meneer, hy het gesê, wel gesê. Ek het gesê, is sy enige familie van Florence Nightingale daar, die verpleegster? En sy het gesê, sy is Florence Nightingale, 'n verpleegster. Ek gesê, maar sy is nie die stigter van die Rooikruis nie, natuurlik. Sy was al dood vir reken ek 50 jaar of langer, miskien 100. En nee, ek dink sy het omtrent 1908 gesterf of 09 of iewers daar rond, so hierdie is van haar familie. En ek het gesê, hoe lang dink jy sal sy hou? Hy het gesê, sy sal waarskynlik dood wees as ons net nou na die ambulans toe gaan. Gesê, sy is sterwend. Gesê, sy het ingekom van Suid-Afrika en gesê, meneer, sy is niks behalwe net 'n hoë bene nie. Wel, ek het gesê, ons gaan bly, glo ek, het hulle gesê, by die Piccadilly Hotel. En koning George het geskryf of vir my 'n telegram gestuur wat ek nog van sy personeel het vir gebed, omdat hy veelvuldige sklerose gehad het. Julle onthou dit. En ek het vir hom gebid en na die gebed, wel, hy het reggekom en was in staat om rond te gaan. En so, ek het soontoe gegaan, ek het gedink ek sou hom daar sien.
En so toe ons aangegaan het na Piccadilly Hotel het die prediker gekom en my gekry daar die volgende oggend en ons het na sy gemeente toe gegaan reg agter sy kerk waar hulle vir mevrou Nightingale gehad het met 2 verpleegsters wat haar versorg het. En vriende, ek het baie gesigte gesien. Ek het mense gesien waar hulle gesig opgepreek was van kanker totdat dit hieronder in hulle nek sou wees, sou hulle pypie hier moes sit om hulle vloeistof hier in hulle keel te gooi met net die tande. En die bene gevreet, die vleis daarvan afgevreet in gesigte in Indië. Ek het my laatste sien lê totdat daar nie eens genoeg was vir hulle om hulle hande op te steek nie. En stompies oor en geen neus nie en net wit geword soos 'n wit vraatjie wat omgedop is. Kindertjies en alles opgevreet van melaatsheid wat lê op mekaar gestapel, klein kindertjies sien lê en verhonger by die honderde van hulle deur die strate in hulle magies uitgeswel van hongersnood. Arme moeder wat langs hulle lê en bedel vir 1 penny om daardie persoon te help. Dis waarom ek nie kan. As dit sou wees, as ek kon bedel, kon ek vir hulle bedel. Ek wil niks hê wanneer ek weet mense waarvoor Christus gesterf het, ly soos daardie nie. En daar's honderde en honderde van hulle vanaand oral om die wêreld en daar is hulle in daardie toestand. Maar toe ek Florence Nightingale gesien het, het sy daar gelê met 'n laken oor haar en sy kon skaars haar lippe beweeg. Haar vlees was heeltemal weg uit haar wange, haar kakebene was ingesink. En haar voorkop hier, dit het net gelyk soos 'n dooie geraamte wat daar lê en die vel het opgedroog. Daardie kanker het haar in daardie toestand gevreet, net die bloed uit haar uitgeneem. En sy het bly probeer om iets te sê en ek kon nie verstaan nie en die verpleegster het gaan sit en sy het gesê ek wil sy hand skud. En so moes die verpleegster daardie bene optel en hulle in my hand sit. Wel, dis net soos om aan 'n geraamte te vat. Haar arms is waarskynlik 'n paar duim dik hierin en hulle sit. Sy wou hê ek moet haar liggaam sien. En hulle het daardie laken opgelig, dit sou die hart van enige iemand breek, sal die ring in die heup het uitgesteek soos daardie. Dit was omtrent soveel aan mekaar hierdeur. En haar bene was heeltemal blou en ek het gevra wat dit was. Haar bene was waarskynlik hier naby aan haar heup omtrent so groot rondom. En ek het gesê, wel hier is dit in die foto waar hulle dit geneem het sien en jy kan sien wat sy toe was, nou omtrent 6 weke later sien. So het ek gekyk en hy het gesê, hulle het haar glikose gevoer totdat haar are plat geval het. En so toe ek het gesê, "Hoeste, is jy Christen?" En sy het my laat weet, ja, en sy. Hulle het weer afgegaan die verpleegster om te sien wat sy sou sê en sy het gesê, "Laat broer Branham die Here vra om my te laat sterf." Sy het net gehang totdat daar niks meer was om aan te hang nie. Niks om na op te bou nie, gesê, vra vir broer Branham om die Here te vra om my te laat sterf. Ek kon dit nie doen nie, sy het gelyk asof sy 'n redelike jong vrou was, so ek het gesê, laat ons bid, en as enige iemand al ooit in Londen was, julle weet, dis een van die mistigste plekke in die wêreld, wanneer dit mistig word. Moet jy amper jou pad voel, dit was baie mistig daardie oggend. Dis waarom William Cowper nie selfmoord kon pleeg nie, hy kon nie die oseaan vind hoe hy daardie beroemde lied geskryf het, daar is 'n fontein gevul met bloed. Hy kon nie die plek kry om in te spring nie. Die moorder kon nie by die oseaan kom vir hom om selfmoord te pleeg nie, om self te bedrink nie. En soos ek neergekniel het om te bid, toe ek begin het om te bid soos hierdie, het ek gesê, Almagtige God, skepper van hemel en aarde, outeur van ewige lewe, gewer van alle goeie gawes. En toe ek daarmee klaar was, was daar 'n duifie wat van iewers afgevlieg het en op die vensterbank van daardie venster gaan sit het. En dit was net omtrent so ver van my kop af. Die ouetjie het rusteloos heen en weer geloop, koe gemaak. Julle weet hoe hulle maak. Wel, ek het gedink dit was 'n troeteldier van huis. Ek het net gedink dit was 'n klein troetelduifie. Ek was net omtrent 24 uur in Engeland of skaars so lank en ek het gedink dit was 'n klein troetelduifie. So ek het net aanhou bid. Ek het gesê, Hemelse Vader, ek hierdie arme vrou wat hier lê en sterf. En sy het vir my gevra om te bid dat U haar lewe sal neem, want sy is soort van buite haarself. En sy het niks om op te bou nie. Maar God, U is steeds skepper. U is steeds God. En hierdie duifie was skynbaar so rusteloos en die res van die prediker wat saam met my gebid het skynbaar gestop. En toe, terwyl ek aanhou bid het, toe ek gesê het, Vader, ek bid dat U haar genadig sal wees. En as U haar lewe gaan neem en haar nie laat lewe nie,
nie, laat haar dan gemaklik gaan, laat haar gaan om nou by u te wees. Maar as dit u wil is, dat u haar gaan laat gesond word, dan Vader, laat haar gesond word. Toe ek klaar gebid het, ek amen gesê het die duifie weer weggevlieg deur die mis. Wel, sodra ek opgehou bid het, die prediker wat by my was, hy het oorkant na die ander prediker gekyk, hy het gesê, het jy daardie duif opgelet? Ek het gesê, wat was daardie duif? Is dit 'n troeteldier? Hy sê, nee, dit was nie 'n troeteldier nie, het die prediker gesê. Dit was net 'n duif wat vreemd opgetree. En ek het begin omdraai om vir my juffrou Nightingale te sê. Ek het begin sê, wel, ek het gedink dit was so troeteldier. En toe ek so gemaak het, het iets gesê, so spreek die Here. O, goeieste. Daar oor amper haar kus waar sy gelê het, was daar 'n visioen van haar wat in die straat afloop. Hier is die foto daarvan, net hier, van hoe sy 'n bietjie later was. Dis wat in die visioen gesien is. Toe dit gekom het, so spreek die Here, jy gaan lewe en nie sterf nie. En toe ek dit gesê het, het ek gedink, daardie ding is so bo-natuurlik, ek verstaan hulle nie, ek weet nie wat hulle beteken nie. En ek het uitgestap, ek glo dit was broer Baxter wat vir my gesê het, hoe kon sy lewe, gesê, God sal 'n nuwe vrou moet skep. Ek het gesê, wel, hy is in staat om die uitermate oorvloedige te doen, bo alles. En 6 maande daarna, na 2 briewe voor dit, hier kom die foto volmaak normaal gesond, kan nie 'n spoor van kanker vind nie, en sy verpleeg weer, en verpleeg al vir 'n lang tyd. Hier 'n tyd gelede daar 'n dispuut ontstaan tussen 'n skrywer van 'n tydskrif in Engeland gesê, dit was 'n baie gewetenlose ding dat hierdie vrou, dit was 'n valse getuienis. Ek het toevallig my leers haar eie getuienis gehad, ek het dit teruggestuur meneer Stadsklep. Hy het dit gefotostatueer en dit oorgestuur en sê dit gekry, en toe het sy na hierdie man gegaan wat die tydskrif beskryf het, gesê, wie het gesê hierdie getuienis was nie reg nie. Sien, dis waar jy dit het, wanneer jy hulle eie getuienis op skrif het jy dit daar, julle sien. En toe het die man vir my 'n brief van verskoning teruggeskryf dat hy gesê het, ek het iemand anders se woord daarvoor geneem. Ek het gesê, moet nooit iets druk meneer op grond van iemand anders se woord nie, want jy sien wat jy nou hier gedoen het, sien. Ek het gesê, moet dit nooit doen nie. Maar die getuienis is absoluut die waarheid, ons sou dit nie druk tensy dit die waarheid was nie, sien, moet so wees gestel dat dit waarheid is. Julle sien, dieselfde God wat by Florence Nightingale daar was, is dieselfde God wat net hier is. Hy is dieselfde een, en die enigste ding, jy hoef nie te wag om voor gebid te word nie. Die enigste ding wat jy hoef te doen, is net te glo dat die werk gedoen is. As jy 'n sondaar is, hoef jy nie te wag vir 'n altaar oproep nie, net waar jy sit. Terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees geval op hulle wat die woord gehoor het. Hulle was gereed. Dis die toestand van die hart, dis die toestand van die mense. Nou, net nou, as daar 'n siek persoon hier binne is, hoef jy nie siek te bly totdat ek self die skrif gelees het nie. Jy kan net nou genees word, want jy is genees. Die enigste ding wat die skrif sou doen, sou wees 'n getuie wees om te sê dat Jesus dit gesê het. En as die Heilige Gees vanaand sou kom en 'n groot uitroep hier gee en verskillende mense uitroep, en dit sou nie beteken hulle is genees nie, dit sou net die geloof van die mense oplig dat hulle genesing kan aanvaar wat al reeds vir hulle gekoop is. Verstaan julle dit nou? So, dis waarvoor genesing is. Môre aand, as die Here wil ek weer 'n oudtydse aand in Phoenix hê, en ek het môre aand gekies as die Here wil. Hoeveel onthou toe ek die eerste keer na Phoenix toe gekom het, jare gelede? Wel, daar was 'n gebedsry al die pad in die straat af, waar die mense daar buite in die straat omgetrek het, waar die gebedsry vir 'n stadsblok laat strek het. Ek het gisteraan gepreek, moenie julle alarm afskakel nie. Julle weet, hou net daar die alarm aan, want die dag gaan breek. Nou môre aand vir die siek mense van Phoenix gaan ons 'n gebedsdiens vir die siekes hou. En ons gaan net die mense reguit afbring, hande op hulle lê, vir hulle bid. En kyk wat die Here sal doen, en kom julle voorbereid môre aand. Hoeveel hier binne wil graag voor gebid word, graag in die gebedsry inkom en voor gebid word? Laat ons jou hand sien. Steek hulle op waar jy ook al is.
gaan amper kaartjies moet uitdeel sien. As julle dit nie doen nie, as ek halfpad afgaan met daardie ry en visioene sou begin breek, sou dit sommige daarvan laat afgaan. Wel, sover ons beeld sal die kerels daar wees, een of ander tyd môremiddag rondom 6, 7 uur, wanneer dit ook al is, sal hulle die gebedskaartjies uitdeel. Nou, ons sal dan sien wat die Heilige Gees sal doen wanneer ons daarin kom. Nou, dan is Sondag die ons gaan voort. Ons het Sondag aan diens hier. Het ons nie Sondag aan diens, hè? Sondag aan diens, dan glo ek Dinsdag is die predikersdienste. 10:30 in die oggend is die predikers en hulle vroue by die gemeente van God by Garfield. 11 in Garfield is die predikers. Ek hou daarvan om saam met julle broers, julle predikerbroers. Ek hou daarvan om met julle te praat. Jy is my broer, sien ek het jou lief. Jy sê maar, broer Branham, ek verskil van jou. Dit maak geen verskil nie, ek het jou lief in elk geval. So laat die, ek wil hê julle. 'n kerel het 'n tyd gelede vir my gesê, broer Branham, kan jy nie hiermee saamgaan nie? Ek het gesê, ek kan saam met jou gaan, maar ek weet nie of ek kan saamgaan met wat jy daar sê of nie. Maar ek kan saam met jou gaan in elk geval, want jy is my broer. Ek het gekies vir 'n teks vanaand kortliks sodat ons nie te veel tyd kan neem en môre aand hier wees waar 'n bietjie laat môre aand mag wees daar die hele gebedsry. Laat ons terugbly in die psalms vanaand na die 63ste psalm. Julle wat die teks neerskryf en so voort. Nou wil ek graag 'n bekende teks lees wat julle dit miskien van tevore gelees het. Ek hoop ek het nie oor hierdie selfde onderwerp by Phoenix gepreek nie. Miskien sal die Heilige Gees my op 'n ander pad neem daarmee as ons dit doen. En dan sal ons lees vanaf die eerste vers van die 63ste Psalm. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Soos ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. Laat ons weer ons hoofde buig net 'n oomblik. Vader God, in hierdie senuweeagtige gewoel van die lewe, onder die strate jaag die motors, die waan sonder 'n perd wat teen mekaar druk met ligte soos wakkels, en ons sien die eindtyd naderkom. En ek sou vra, Here, dat U genadig sal wees teenoor elke persoon in goddelike teenwoordigheid vanaand. Ondersoek ons harte, Here, terwyl ons praat, nie net vir my gemeente nie, maar my eie hart ook, Here. Soos Dawid gesê het in 'n ander psalm, deurgrond my en toets my, en as daar enigiets onrein in my is, Here, bid ek dat U dit sal wegneem. Sodat my hart rein kan wees vir U, dat die gedagtes van my hart en die oordeenking van my gemoed aanneemlik mag wees voor U aangesig. Seën almal hier, Here, en as daar sommige hier is wat U nie ken nie, mag hierdie die aand wees wanneer hulle daardie geseënde Here Jesus sal vind, die mooiste van 10.000 vir ons siel. Die lelie van die dale, die roos van Saron, die blinkmôre ster, die Alfa Omega. Mag hy inskyn op hulle lewe en die pad na Golgotha verlig. Dat hulle hom vanaand mag vind as hulle kosbare verlosser. Ek bid vanaand vir hulle wat vermoeid is op die weg, net op die punt om op te gee. God, laat hulle weet dat hierdie geen tyd is om op te gee nie, maar in gelid te kom, want die stryd is aan. Die aandligte val en binnekort sal dit donker wees en niemand kan dan werk nie. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons 'n groot diens sal gee vanaand. Wat ons bedoel met groot, Here, is dat siele U mag aanvaar en dat U seun geëer mag word.
dat siekes genees mag word, afvalliges teruggebring kan word na die koninkryk van God en die kerk versterk word, deur lidmate, predikers harte saamgebind met die koord van liefde, dat alles tesame heerlikheid mag kry vir u groot seël. For we ask it in the name of the Lord Jesus. Amen. Want ons vra dit in die naam van die Here Jesus. Amen. En hier die derde vers. Want u goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet u prys. Toe ek dit die eerste keer gelees het, het ek gedink dit was 'n ongewone teks om te neem. En God is ongewoon, en God doen dinge ongewone dinge. En toe ek dit gelees het, het ek gewonder waarvan Dawid moes gepraat het toe hy gesê het, u goedertierenheid is vir my beter as die lewe. Ek het dit oorweeg gewonder net wat beter as die lewe kon wees. As ons 'n reis sou onderneem vanaand en opgaan in die hemel en ek sou Vader Abraham ontmoet en ek sou sê, Abraham, wat is die wonderlikste ding wat jy ooit geken het? Wat is die belangrikste ding wat jy ooit geken het? Abraham sou vir my sê, ewige lewe. Dan sal ek 'n klein reisie onderneem en ons sal weer gaan en ons sal opgaan na die groot aartsengel Gabriël, wat die boodskapper van die verbond aan die Joodse volk is. Hy staan aan die regterhand van God, een van die hoogste orde van engele in die hemele. En ek sou vir hom sê, Gabriël, jy is 'n magtige engel. Jy is geliefd deur God. En jy was hier vir eeue van tyd. En jy miskien weet alles in die hemel. Waar alles geplaas is omdat jy een van God se regterhand engele is. En jy ken die groot geheime van die hemele. Jy het die bassein geblaas by die koms van die Here Jesus. Jy het sy eerste koms aangekondig. En jy sal sy tweede koms aankondig. So jy moet 'n magtige man wees of 'n magtige engel. Ek wil jou vra in al God se skatte. Wat is die grootste ding wat jy onder sy skatte gevind het? Ek kan sien hoe Gabriël homself op aandag bring en sê, die grootste ding wat ek gevind het in God se skatte, sedert hy my geskep het, is lewe. Hy het my gemaak om te lewe vir ewig, vir ewigheid. Lewe is die grootste ding wat daar is. Maak nie saak hoe ryk jy mag wees nie, maak nie saak hoe gewild jy mag wees nie, maak nie saak wie jy mag wees nie. Die grootste ding wat daar is wat enige mens op hierdie aarde kan bereik, is om ewige lewe te bereik. Al is jy koning en magtig, al regeer jy die wêreld vir 1 miljoen jaar as koning en jongman, en jy nie die ewige lewe vind nie, het jy die grootste ding verloor wat enige iemand kan verloor. Ek het dikwels gesê, as ek 'n jong man van 25 jaar oud kon wees, as God op die platform sou verskyn vanaand en sê, ek sal jou na 25 jaar oud verander, en daar sal jy bly vir 1 miljoen jaar, en ek sal jou die koning oor die hele heelal maak. Alles sal onder jou bevel wees. Of ek sal jou 100 jaar van ellende en droefheid en probleme en verdriet gee.
Maar aan die einde van daardie 100 jaar, ek sal jou ewige lewe gee, maar die einde van die miljoen jaar is jy verlore. Hoe ek sou sê, Here God, ek hoef nie langer te wag om my keuse te maak nie. Laat my die 100 jaar van ellende en droefheid hê. Enige soort dood wat U vir my kies om te sterf, net Here gee my die ewige lewe. Want al besit ek die hele wêreld en was koning vir 1 miljoen jaar, aan die einde van daardie miljoen jaar, word ek 'n helbestemde skepsel vir die ewigheid. Maar maak nie saak hoe sleg my lot hier is nie, aan die einde van my lewe, as ek ewige lewe het, lewe ek voort in die geseënde teenwoordigheid van God, vir altyd en vir altyd. So dit het my geplaag toe ek begin dink het, waarvan het hierdie profeet gepraat? Nou ons weet Dawid was 'n profeet. So ek het gewonder, waarvan het hy gepraat toe hy gesê het, u goedertierenheid is beter as die lewe. Toe het ek uitgevind dat lewe meer as een betekenis het. Lewe het baie betekenisse. Dit hang af van watter manier jy daarna kyk. En jou lewe is wat jou beheer. Jy het jou lewe, jou beweging, jou wese is lewe. En dit hang af van watter soort lewe in jou is. Die manier wat dit jou sal beheer. Geen wonder dat mense nie kan glo nie. Tog maak hulle aanspraak om godsdienstig te wees, kan nie goddelike genesing glo nie, kan nie wonderwerke glo nie. Kan nie glo dat die Heilige Gees maak mense om gevul te word met die krag van die opstanding van Christus nie. Die rede waarom hulle dit nie kan glo nie, hulle het niks binne in hulle om mee te glo nie, want jou lewe is, jou beweging word beheer deur die lewe wat in jou is. 'n Tyd gelede, 'n besondere ding het in my geheue opgekom. In die vergange dae in die suidelike lande het hulle slawe verkoop, die gekleurde ras mense. Die neger wat van Afrika afgekom het, wat die Hollanders oorgebring het en vir slawe verkoop het. Dit was 'n jammerlike ding. Ek sekerlik saam met Abraham Lincoln, dat God nooit bedoel het dat enige mens 'n slaaf moet wees nie. God het die mens gemaak, die mens het slawe gemaak. Hulle probeer dit maak vanaand nie net oor die gekleurde ras nie, maar die rasse van die wêreld, elke man en elke nasie wat die res van hulle in slawerny probeer neem. God het die mens vrygemaak, 'n vryskepsel onderpot, om hom te aanbid. Nou, hulle het altyd daardie arm mense geneem en hulle opgeveil en markte gehou. 'n Tyd gelede onder in Louisiana het ek een van die oorspronklike ou bulkrale gesien, wat hulle altyd gehad het. Waar hulle daardie man sou neem, hulle daarin sit en hulle op 'n veilingsblok laat staan en hulle opveil. En luister na hulle hart, kyk na hulle tande en 'n waarsweep neem en hulle in die straat afjaag. Hulle teen die hakke slaan, hulle baie vinnig laat hardloop en dan terugkom en hulle hart ondersoek. En 'n ou man wat daar gestaan het vir my gesê, "Prediker, ek was nou die aand by jou diens." Ek het gesê, "Dankie, ek het net hierna gekyk." Hy het gesê, "Ek onthou toe hulle dit altyd gedoen het." En hy het vir my gesê, "Weet jy wat die slaaf was wat die meeste verkoop is?" Ek het gesê, "Wat?" Hy het gesê, "'n aantreklike meisie." Gesê 'n manlike slaaf sou by 'n bod van $500 of $300 begin. Maar gesê 'n jong gekleurde meisie, pragtige meisie wat daar bo gesit is, hulle sou die bod begin by $2000. En hy het na my gekyk, hy het gesê, "As daar 'n hel is hulle siel daar vandag." Ek het gesê, "Praat van hulle sin, wat van joune pa? Waarin sou joune gaan?" En 'n paar dae daarna het 'n predikervriend van my hom gedoop in Christendom. Toe hulle altyd daardie slawe geneem het en kopers sou verbykom en hulle koop, en hulle sou uitgaan en rondkyk in die groot en gesondeste, en 'n minderwaardige vir hom verhuil of so iets, net soos jy 'n gebreekte motor of iets in die lokaal sou kry, 'n kwitansie daarvoor kry.
O, dit was verskriklik. One day such En eendag het so 'n makelaar gekom by 'n ou plantasie waar hulle baie slawe gehad het. En die slawe wat hiernatoe gebring is, hulle was hartseer. Hulle was weg van hulle huis af en sou nooit weer vir pappa, mamma meer sien, babas meer nie. Weggevoer en hier oor kan verkoop om te sterf in hierdie vreemde land. En hulle was hartseer. En baie keer om hulle aan die werk te kry, sou hulle swepe neem en hulle met hulle slaan om hulle te laat werk, hulle altyd uitskel. En 'n sekere makelaar het deur hierdie plantasie gekom en hy het vir die eienaar gesê, "Het jy enige slawe?" Het gesê, "Ek het iets oor die 100 hier, kyk hulle deur." En hulle het een jong slaaf opgelet. Hy was blykbaar anders as die res van hulle. Hulle hoef hom nooit te geslaan het nie, regop, ken regop, skouers regop, gereed om enigiets te doen. En hulle het net altyd die res van hulle aangemoedig, staan regop, laat ons werk, en hulle het gewonder hoekom. So hierdie makelaar het vir die eienaar gesê, ek wil graag hierdie slaaf koop. Hy het gesê, nee, maar hy is nie te koop nie. Hy het gesê, hoekom is hy nie te koop nie? Gesê, hy's 'n slaaf, is hy nie? Gesê, hy's 'n slaaf. Hy het gesê, wel, hoekom wil jy hom nie verkoop nie? Hy het gesê, omdat ek hom nie wil verkoop nie. Gesê, wel, ek wil vir jou iets vra. Wat maak hom soveel anders as die res van hulle? Is hy die baas van die res? Hy het gesê, nee, hy's 'n slaaf. En die makelaar het vir die eienaar gesê, miskien voer jy hom net 'n bietjie beter. Gesê, nee, hy eet buite in die kombuis saam met die res van die slawe. Hy's net 'n slaaf. Hy het gesê, dan wil ek jou iets vra. Gesê, waarom is dit dat hy homself anders gedra? Waarom is dit dat hy soveel anders as die res van hulle is? En die eienaar het gesê, ek het self vir 'n lang tyd gewonder, maar eendag het ek uitgevind, oorkant in die ou land waar hy vandaan gekom het, is sy vader die koning van die stad. En gesê, hoewel hy 'n vreemdeling is en hy hier oorkant is weg van sy mense, tog in sy hart weet hy is die seun van 'n koning en hy gedra homself soos een. O, ek het gedink, maak nie saak wat ons moet deurgaan, of dit beproewing is, of dit hartseer is, of dit vervolging is, of dit is om voorgelag en bespot te word. Watter soort mense behoort ons te wees? Ons is seuns en dogters van die koning, al is ons in 'n onwelkome wêreld, al is ons op 'n plek waar ons gehaat word. Miskien skandelike name genoem word, soos Holy Roller, Pinkstertale, wat maak ter verskil? Ons behoort ons ken regop te hê, ons skors uit God se woord te glo. En daar oorkant die land is ons Vader die koning. Ek dink dis 'n belaglike skande wanneer ek koningsdogters die soort klere sien dra wat hulle in hierdie dae dra, wanneer ek koningsseuns sigarette sien rook en whisky drink en 'n slukkies bier. Hoe dit nie gepas is nie vir die seun van die koning van die hemel. Ons Vader is ryk met huise en lande. Hy hou die rykdom van die wêreld in sy hande, van rubyne, diamante en silwer en goud. Die koffers is vol, hy het ongekende rykdom. Ons is die kind van 'n koning. Maak nie saak hoe arm ons is nie, hoe ons verdruk moet word, hoe die wêreld van jou praat en alles van jou sê nie. Dit behoort jou kop te laat regop hou vir die moraal van die res van hulle. Ons behoort nooit woorde teen mekaar te hê nie. Ons behoort altyd die hoogste ding van 'n broer of suster te sê. As een onder in die sloot is, moet hulle nooit verder afstoot nie. Hel hom op, kry hom daar uit so gou as wat ek kan, want dit help. Ons behoort 'n voorbeeld te wees, ons behoort 'n voorbeeld te lewe, asof ons seuns en dogters is van God, die ewige koning. Ons behoort onsself op daardie manier te gedra, as seuns en dogters van die koning.
Ons behoort nooit iets te doen wat skande sou bring nie. Ek het dit nou die dag gesê aan my vrou wat hier agter sit en na my luister. Ons het na 'n winkel toe gegaan om 'n bietjie kruideniersware te kry 'n paar weke gelede. En reg in daardie wintertyd het ons 'n dame gesien met daardie klein kleertjies aan, kort klere met 'n truitjie om haar, en my vrou het gesê, "Jy weet, sy kan nie gemaklik wees soos daardie nie." Wel, ons het daaroor begin praat. Ek het gesê, "Skat, wanneer ek Duitsland toe gaan, vind ek het gesê, sy's net 'n Amerikaner dis al." En ek het gesê, wanneer ek Duitsland toe gaan, het hulle Duitse gees, nasionale gees. Wanneer ek Finland toe gaan, het hulle die Finse gees. Wanneer ek Swede toe gaan, het hulle die Sweedse gees. Wanneer ons Afrika toe gaan, het hulle Afrika gees. Wanneer ons Amerika toe kom, het hulle die Amerikaanse gees. Wel, het gesê, is ons nie Amerikaners nie? Ek het gesê, nee, ek nie, ek woon net hier. Sy het gesê, wel wat? Ek het gesê, dis die rede, hulle het net die Amerikaanse gees gekry. Ons word godsdienstig genoem. Ek het een keer vir 'n meisie gesê, ek het gesê, dame, is jy 'n Christen? Wel, het sy gesê, ek sal jou sê, ek was Christen toe ek 'n baba was. Ek het gesê, wat het dit daarmee te doen? Oor Bosworth het een keer vir een gevra gesê, is jy 'n Christen? Sy was so ontsteld, sy het gesnork, sy het gesê, ek sal jou sê, ek brand elke aand 'n kers. Asof dit enigiets daarmee te doen gehad. Een van hulle het vir my gesê, bo in Michikawa, een keer gesê, ek sal jou sê, ek is Amerikaner. Ek het gesê, dit het niks daarmee te doen nie een ding daarmee te doen nie. En ek het gesê, skat, die rede waarom Christene, ek het gesê, die Christene het geen begeerte om so op te tree nie, want hulle is nie regtig Amerikaners nie. Vir burgerskap is hulle hier, maar hulle is reisigers en vreemdelinge. Hulle burgerskap is in die hemel en hulle is gebore van bo waar heiligheid en goddelikheid heers. Ware Christene wat gebore is uit die gees van God tree nie so op nie. Nee meneer. Jy kan 'n Pinkster wees. Jy kan aan die Presbyteriaanse, Methodiste, Baptiste kerk behoort, sigarette rook, drink, kaartpartytjies hou, banko dans. Maar as jy 'n Christen is, sal jy dit nie doen nie. Presies. In my land het ons akkerbome, dit word nou binnekort lente, al die blare wat verlede jaar aan daardie bome was, is steeds daar. Nou ek hoef nie uit te gaan en elkeen van daardie blare af te pluk, sodat daar nuwe blare aankom nie. Laat net die nuwe lewe opkom en die ou blaar val af. Dis dieselfde ding wat dit is met die gees van God of jy 'n Christen is of nie. Laat die nuwe lewe van Christus inkom en die ou lewe sterf. En jy word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. O, dis wat dit is. Toe het ek uitgevind dat daar 2 verskillende soorte lewe was. Party mense probeer dink die lewe is drink, 'n lekker tyd te hê. Dis die gees van hierdie volk. Lekker tyd, iemand, 'n TV-program, 'n klomp grappe wat gemaak moet word. Wel, dit maak 'n ware Christen siek op sy maag om van sulke goed te hoor. En 'n vrou kan kyk na daardie soort goed wat ons vandag op TV het, party van daardie programme en dit geniet, wys dat dit Ikabod oor jou hart geskryf is, die heerlikheid van die Here is weg. En wanneer die kerk sy aantrekkingskrag verloor, wanneer dit kom by 'n tyd dat jy kaartjies en dinge moet teken om kerk toe te kom, dink ek dis tyd vir 'n bidder of iets om in die kerk plaas te vind. 'n Tyd gelede het ek afgekom by 'n paal en 'n sekere prediker in my stad was daar en ek was daarna, net voor ek by die werk gekom het. En ek het 'n elektriese ligrekening vir 'n dame geneem. En ek het aan die deur geklop en sy het na die deur toe gekom, klein halfverklede vroutjie, en sy het gesê, en daar was een of ander soort kerel op hierdie wilde kat speel, as julle weet, met daardie viooltjies en dinge wat aangegaan het, wat een of ander soort liedjie speel en een van daardie klein rock'n'roll liedjies of wat dit ook al was. En daardie arme dingetjie het vir my die ligrekening gaan haal en sy was so meegevoer met daardie lied dat sy vergeet het dat ek by die deur is en sy het reg oor die vloer gedans en allerlei soort goed gedoen. Ek het net teruggetree en na haar gekyk vir 'n rukkie en toe sy klaar was, het sy gesê, "O, verskoon my." Ek het gesê, "Ja, dame." En sy het gekom en gesê, "My moeder het vergeet om die rekening te bring, so hier is dit." Sy het gesê, "Ek hou net so daarvan om te dans dat ek net vergeet dat jy hier staan." Ek het gesê, "Ja, dame, ek het dit gesien."
Toe rukkie daarna het 'n prediker my ontmoet en hy het gesê, jy weet, broer Branham gesê, ek het die vreeslikste probleme gehad met my kerklidmaatskap onlangs gesê, ek kan nie die mense kry om kerk toe te kom nie. Gesê, weet jy wat, ek het vir lidmate van hierdie kerk 1000 kaartjies uitgestuur en die mense gevra om te beloof dat hulle Sondagskool sal bywoon, ten minste 6 maande van die jaar. Gesê, weet jy hoeveel het gereageer op daardie 1000 oproepe van die lidmate van hierdie kerk? Ek het gesê, Dr. Brown, ek het geen idee nie. Hy het gesê 2 het 1000 wat geteken het dat hulle sou kom vir 6 maande van die jaar, ten minste 6 maande van die jaar sou hulle Sondagskool bywoon. Ek het gesê, ek het vir hom die storie vertel van daardie ou meisie net onder die heuwel waar die kerk was. Sy mag 'n lidmaat daar gewees het vir al wat ek weet. En hy gesê, ek het gesê, dink jy, toe daardie speler van die lig afgegaan het, sy het vir hom 'n soen gegooi deur die televisie of radio gesê, totsiens skat, ek sal jou sien buite by die ou een of ander soort van 'n dansplek vanaand, waar jy die byeenkoms gaan hou. Gesê, ek sal jou daar buite sien. Ek gesê, dink jy daardie man sou haar 'n kaartjie moes laat teken dat sy daar sou wees? Beslis nie. Sy sal daar wees, al moet sy haar skoene verpand, sal sy daar wees. Hoekom? Want die gees van daardie wêreld is in haar, en sy is 'n getroue lidmaat en sy sal daar wees. En as mans en vroue God so lief het as wat hulle die wêreld hulle plesier lief het, die plesier van 'n Christen is om die Here te dien by die huis van God, sal jy geen kaartjies hoef te teken nie. Jy kan nie die deur vinnig genoeg oopmaak nie. En as die lidmate van die kerk lief genoeg is vir mekaar in plaas van 'n klieke te vorm en weg te trek van die kerk, 'n broer, as julle mekaar so lief het dat dit net julle hart seer maak totdat julle weer by mekaar is, dis hoe dit behoort te wees. Geseën sy die band wat ons harte verbind in Christenliefde. Die gemeenskap van geesgenote is soos die van bo, eer ons van mekaar skei. Dit ons innerlike pyn. Ons sal steeds verenig wees van haar en hoop om weer te ontmoet. O God, as ons elke wonderwerk in die kerk moet neem, as ons al die pyporgels moes uithaal en die sagte banke, gee ons terug daardie goddelike liefde, broederlike liefde onder die mense in gemeenskap. As ons dit alles moet doen, neem dit weer terug daarna toe. Lewe, o lewe. Partymal dink mense dat die lewe is om 'n partytjie te hou, na die partytjie toe te gaan en 'n lekker tyd hê. Dis nie lewe nie. Party mense het dit gebring op 'n plek om dronk te word. Hulle gaan uit op die straat en word dronk en het 'n lekker tyd. Hulle sê hierdie is die lewe. Skrywer het eendag geskryf hier nie lank gelede nie in 'n tydskrif. Ek dink ek het een of ander tyd hierna verwys. Ek is nie seker nie, maar gesê die lewe begin in die nag. Nag is gemaak vir lewe. Nag is gemaak om te rus. Die son gaan onder, jy gaan lê, jy gaan rus. Nie heelnag rondloop inkom teen daglig nie. Jy's nie veronderstel om dit te doen nie. Bose goed sluip rond in die nag. Boosheid werk in die nag. Alle slange en akedisse en goggas en alles loop in die nag. Dis die demoniese magte wat in die nag rondsluip. En die mens het laer geword as die dier. 'n Man is die ons word vertel dat hy dierelewe is, maar laat daardie man wegwees van God af, is hy die laagste van al die diere. Daar is nie 'n dier in die wêreld so laag soos 'n mens wat weg is vanaf God nie. Kyk julle maar. Neem die ou moederhond of die ou moedervark en sopers, wat dit ook al is wat jy haar wil noem, wat jy ook al wil. Maar jy kyk na haar sede, sy is 1 miljoen myl bo 'n klomp filmsterre wanneer dit kom by sedes. Dis reg, net so laag, man so laag dat hy 'n baby die arm van 'n moeder sou ruk en haar die moeder per dierlike begeertes verkrag. Maar sit die gees van God in hom, is hy 'n ander skepsel, maar hy's 'n nuwe skepsel. In Christus sou hy sy bloed vergiet om haar te beskerm. Dis die verskil. Een is dood, die ander een is lewe. 'n Tyd gelede was ek in Kanada, het 'n diens gehou bo by Saskatoon. En ons het 'n groot byeenkoms gehad daar by die ysarena, 7 of 8000 mense wat dit bygewoon het. Ek was saam met 'n paar vriende van my daarbo in hierdie sekere diens. Ek het so pas Phoenix verlaat, dis die volgende diens, nadat ek Phoenix verlaat het, omtrent 3 of 4 of 5 jaar gelede, een van die dienste. En ek het afgegaan daardie aand na die diens by die
by die ysarena en op my pad huis toe het ek opgelet daaraan dat die mense saamgedrom het in hierdie groot hotel. Ek dink wel hulle lyk almal na Amerikaanse nommerplate en soorts op daardie motors wat van onder in die Verenigde State afkom. Toe het ek daardie aan toe ek ingekom het ek besef Amerika was daar in Canada daardie aan. En toe ek in die huisbak gekom het, was dit so vol whiskybottels en jenever dat jy skaars 'n plek kon kry om te staan en ek het daarin gekyk en gesê, rondgekyk so daar in die klein operateur van die huisbak het my geken en het gesê, hulle is hier. Ek het gesê, dit lyk beslis so. Hy het gesê, hierdie plek is net 'n dronknes, broer Brennan. Ek het gesê, is dit nie verskriklik nie? Dit was net een of ander klip. Ek kan dit nie net nou noem nie, maar daar's waarskynlik lede van dieselfde wat hier sit, so hulle almal verrot in elk geval om mee te begin. Daar's net een genootskap, dis die genootskap van Jesus Christus. Jy kom net daarin deur gebore te word. Julle ander verenigings mag goed wees, maar die ware een is Christus, dis die een wat karakter vorm en mense maak wat hulle behoort te wees, die genootskap van Jesus Christus, en jy kom net daarin deur geboorte. En toe ons bo gestop het en waar my kamer was, het ek afgeklim, goeieste, jy kon dit op en af daardeur hoor al die sigaret, rook wat kook en die vuil grappe oral. En ek het in die gang begin afstap en ek het iemand om die hoek gehoor en dit was twee jong Amerikaanse vroue, albei van hulle wat trouringe dra met hulle, net hulle onderklere aan. Hier kom hulle met 'n bottel whisky wat steer oor mekaar besig om 'n bietjie skoonpret te hê met manlief tuis wat vir baba oppas. Dis waar jy dit kry, net 'n bietjie skoon pret, dis wat ons dit noem. Dis wat al hierdie gewilde televisieskerms hier en al hierdie advertensie hier buite van whisky en bier en rook en goed, dis die poort van die hel. Ek mag oudtyds klink, maar my jong suster, my jong broer en ou, dit is die poort van die hel. Jy wat daardie ding liefhet, sal vir ewig sterf, dis waar. Siel wat sondig sal sterf, die vrou wat in plesier lewe is dood, terwyl sy lewe, sê die Bybel. Dis die waarheid. Hoe die vroulikheid, daar lieflike grootste ding wat God vir mans gegee het, behalwe verlossing was 'n vrou, sy moes hom troos, hom help, hom seën, hom troos en in 'n ware metgesel vir hom wees. En vandag is dit so laag en gedemoraliseer, dat ek wel die Hottentotte van Afrika gaan hiernatoe kom en ons vroue leer om sedelik te lewe. Dis reg. In die Afrika is daar 'n stam van hulle daar agter dat as 'n vrou nie getroud is teen 'n sekere tyd nie, sy uit die stam moet weggaan. En as sy getroud is en voor sy trou, moet sy getoets word vir haar magdelikheid. As sy skuldig bevind word, moet sy die man sê wat dit gedoen het en hulle maak hulle albei saam dood. Sal baie doodgemaak word in die Verenigde State as dit gebeur het, sou daar nie? Dink daaraan, heidene, dis 'n skande. Dis 'n vlek op daardie vlag waarvoor ons voorvaders geveg het. Dis 'n skande vir ons volk. En wanneer die vroulikheid gebreek is, moederskap, in enige nasie, is die ruggraat gebreek. God gee ons weer oudtydse moeders. Ek het 'n stuk van die koerant wat daar in ons koerant was, ons plaaslike koerant, wat gewys het dat 3 uit elke 4 soldate wat oor see gegaan het gedurende die ander oorlog, geskei is 6 maande nadat hulle daar was deur hulle vrou, gaan werk het in plofstoffabrieke, soort soos daardie. Nou as 'n man siek is en sy vrou kan nie werk nie, ek bedoel, hy kan nie werk nie, blameer ek nie, sy vrou moet 'n lewe maak, dis reg, maar as sy net buite werk om 'n bietjie ekstra geld te kry, moet jy haar liewer weghou van haar klomp skurke waarmee sy saamwerk daar buite. Haar plek is tuis, dis reg, haar. Sy's veronderstel om by die huis te wees. En meneer, jy mag jouself so goed noem, maar as jy losies en ander goed het wat jou wegroep van haar in die nag, behoort jy jou te skaam. God het vir jou 'n tuiste gegee vir koestering en vertroosting en sulke dinge. En dis 'n skande om te sien wat mans aan hulle vroue doen en vroue aan hulle mans. Die vroulikheid en vaderskap van die nasie is in stukke geskeur. Skeihof vol. Jesus het gesê dit sou so wees, soos dit was in die dae van Noag. Hulle het getrou en is in die huwelik uitgegee tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Dis 'n sonde en 'n skande. Moet my nie daardie soort noem nie, ek nie. Soos Jakob gesê het by sy dood, toe hy na sy 2 seuns geroep het wat daai man doodgemaak het, het hy gesê, my siel is ver weg van julle toorn.
want in julle toorn het julle mens doodgemaak. Selfs sy eie seun het gesê, laat my siel nie naby jou toorn kom nie. Ek sê dat in my dood, as hierdie gees wat in Amerika is, dit is waar volgens ek geoordeel moet word. God hou my so ver weg daarvan as wat ek kan wees. Laat my die gees van Jesus Christus hê, die seun van God. Laat iets in my gebeur, maak nie saak wat moet gebeur nie. Mense is bang vir die nuwe geboorte, hulle is bang daarvoor. Nou enige geboorte, ek gee nie om op watter vlak dit is nie, dis 'n gemors. Jy neem, as dit daar buite in 'n varkhoek is, enige geboorte maak 'n gemors. As dit in 'n varkhoek is, as dit in die koeistal is, as dit in 'n pink versierde hospitaalkamer is, ek gee nie om waar 'n geboorte plaasvind nie, dis 'n gemors. En 'n nuwe geboorte is dieselfde, dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sou doen nie. Jy mag huil, boe en rondvlieg op die altaar, maak nie saak wat jy doen nie. Ek het God nog nooit gevra nie, dit sou niks help om die nuwe geboorte na my vlak toe te probeer bring nie. Ek wil God se vlakte van die nuwe geboorte ontmoet en dit ontvang. Ek gee nie om wat ek moet doen nie. Iemand het gesê nie lank gelede nie, ek is bang om die Heilige Gees te ontvang nie, ek is bang dit sal my in tale laat praat soos daardie ander. Ek gee nie om of ek in tale gepreek het, in tale gepraat het, in tale gekraai het of enigiets anders. Ek wil die Heilige Gees hê. Dis die hoofbeginsel. Ek gee nie om op watter vlak dit is nie. Ek sal God op sy vlak ontmoet. Wat hy wil sê is reg, dis waar ek wil staan. Daardie nuwe geboorte wat 'n man verander, 'n vrou verander, hulle begeerte verander, hulle aptyt verander. Worstel met God totdat jy kan vashou totdat die seun kom, dan sal God jou verander, soos hy Jakob het, onderkruiper na Israel, prins, die nuwe geboorte. Hierdie vrou het daardeur geloop en hulle het mans uitgelok, 'n paar ou manne het uitgehardloop om hulle te probeer gryp. Hulle het hulle gemis en hulle hande gestreel agter hulle soos daardie een aan die hakskin gegryp en sy het geval op die vloer en van haar whisky gemors. En hierdie ander een het geneem en nog in haar glas geskink en hierdie ou man was so dronk dat hy nie van die vloer af kon opstaan nie. O, lekker skoon tyd gehad. Net 'n bietjie pret. Dis wat huise opbreek, dis wat kinders bederf, dis wat nie roote maak, dis wat tiener misdaad maak, is wanneer moederskap en vaderskap verbreek is. Daardie vrou het hierdie bottel opgelig, sy het daardie onderrok opgetrek soveel as wat sy aangehad het, haar beentjie in die lug opgeskop soos daardie geskree, "Woepie!" Sy het gesê, dis die lewe. Ek kon nie meer verduur nie, ek het daar uitgestap en ek het gesê, "Verskoon my, dis die dood." Ek het gesê, "Die duiwel het jou mislei, dis die dood." En sy het gesê, "Wil jy drink? Kom aan, skat, drink iets." Ek het hierdie selfde Bybel hier uitgebring, dit voor haar neergesit. Ek sê, ek is 'n evangelieprediker. En hulle die bottel begin laat val, daardie grimering goed oor hulle gesig en oë en oral en hulle lippe wat veronderstel is om hier onder te wees, het reg tot onder hulle neus geperk en al die soort goed en daardie blou goed wat hier in hulle oë afloop. Ek het in hulle hande gekyk en daardie trouringe aan en ek het gesê, "Skaam julle nie. Ek is ook 'n Amerikaanse burger. Ek het gesê, julle is 'n skande vir die volk." Ek het gesê, ons het niks daarmee bedoel nie. Ek het gesê, julle bedoel niks daarmee nie en julle dra al die trouringe. Hulle het in die plek afgegaan so daar en ek het hulle in die hand gegryp. Hulle was te dronk om van my af weg te kom. Ek het hulle aan die hand gegryp. Ek het gesê, "Kyk vroue, laat ons hier neerkniel en tot God bid dat hy julle sondige siel genadig sal wees. Gaan kry vir hulle 'n bietjie swart koffie en word nigter en gaan huis toe na julle kinders en baba toe. Lewe, lewe, dis die dood." Dis die soort lewe wat Dawid gesê het, dat u goedertierenheid vir my beter is as die lewe, o my hart. Dors na u, o Here, ek verlang om u te sien in hierdie droë dorstige land, soos ek u in u heiligdom gesien het. Klim in 'n hoë toring en spring af in 'n rivier op jouself en kletter op die straat of bolsuur neem om daardie soort lewe te beëindig. Dis nie waarvan Dawid praat nie, daardie soort lewe te einde, en die einde is rampspoedig. Maar daardie soort lewe het geen goeie einde daaraan nie. Maar dan wil ek die gehoor hierdie vraag vra, vir 'n oomblik. Wat laat 'n persoon dit dan doen? Nou jy neem, ek het een keer na 'n partytjie toe gegaan waar dit nie 'n partytjie was nie, dis waar ons lampe verkoop op Peltog, en hulle het 'n klein toespraak gehou. En ons het soontoe gegaan om uit te vind by Louisville, Kentucky. En die diensmaatskappy waarvoor ek gewerk het, ek het meer lampe verkoop as wat die hele maatskappy het, enige van die res van hulle. So hulle het 'n bietjie tyd gegee daaroor kant.
Ons het 'n middagete gehad. Toe, nadat dit alles verby was, het hulle terugbeweeg en het hulle bietjie gedans. 'n Paar meisies het uitgekom op te dans. Toe hulle dit gedoen het my baas vir my gesê, Billy, gaan staan daar agter by die deur, ons gaan 'n bietjie skoonpret hê. Ek gesê, watter soort skoonpret? Gesê, sal jy omgee om by die deur te staan? Gesê, ek weet jy glo nie in dans nie, maar hierdie mense gaan dans. Nou het ek gesê, kan ek nie buite wag nie. Gesê, gaan gerus voort. Ek gesê, goed, en dus toe ek begin teruggaan het, ou meisietjie het uitgehardloop, so daarin op die vloer uitgehardloop, begin om die soort maltoertjies te doen en aan te gaan, haar ou rompie wat rondvlieg. Ek het gedink, dis een of ander moeder se dogter. Ek het daar by die deur gestaan net vir 'n oomblik en uitgekyk. Ek het gedink, o God, regtig 'n mooi meisietjie. Is dit nie 'n skande nie? 'n Afgod maak vir een of ander man, een of ander goeie prediker, miskien 'n troos, of een of ander goeie werksman om in die aand in te kom na 'n klein kasteel waar hulle die klein babetjies sou hê wat hulle kon optel en speel en regtig die lewe reg hê. En dus miskien kon haar moeder 'n Christen gewees het. Sy het begin rondhardloop, elke man gegryp en sy het aan my toe teruggehardloop en sy het gesê, "Wil jy dans?" Ek gesê, "Ja, dame, ek wil beslis." Sy het gesê, "Kom aan." Begin uitgaan op die vloer. Ek het gesê, "Net 'n oomblik." En ek het haar vasgehou. Sy was te klein om van my af weg te kom. Ek het haar aan die hand vasgehou. Ek het gesê, "Daar's een ding waarvan ek altyd gewoonte maak." Ek het gesê, "Voor ek altyd enigiets doen, bid ek altyd. Sal jy saam met my bid?" Buig jou hoofd. Haar hand vasgehou, sy kon dit nie help nie. Ons het daardie ding daar opgebreek binne 'n paar minute, sekerlik. Die ou jazzorkes het gestop en hulle het hulle instrumente opgetel en vertrek. Ek het gesê, "Meneer Hansen, jy kan my afdank as jy wil." Hy het gesê, "Nee, Billy, jy het die regte ding gedoen." Dis reg, dis nie lewe nie, dis twee verskillende opvattings van wat lewe is. Een het selfmoord, die ander een het wegraping, goddelike wegraping. Laat daar die lewe op my val, maar wat laat 'n persoon dit doen? Daar's een of ander rede. Hoekom? Nou luister goed, die rede waarom mense dit doen is omdat God hulle gemaak het om te dors. My siel dors na U soos in 'n droë land wat dors. Wel, God het 'n mens gemaak om te dors. Maar jy sien, God het 'n mens gemaak om te dors, om na hom te dors. Hy wil na God dors. Nou die duiwel probeer hy dors les deur die dinge van die wêreld en hy sal dit nooit doen nie. Nou as hy kon neem en jou laat dors na dans, laat jou dors na die televisies en ruk en rol en al hierdie ander sondige dinge. Nou ek bedoel nie om alle televisieprogramme te veroordeel nie, ook nie die radioprogramme nie. As julle na televisie wil kyk, Oral Roberts kyk, hy het 'n goeie program, kyk daarna as julle wil. Dis reg, ek sal dit 100% onderskryf. Billy Graham, Oral Roberts of iets daarvan, dis goed op enigiets wat ordentlik en moreel is, maar al hierdie onsin van hierdie drinkery. En hier nou die dag is ek self in 'n belastinggeskuld van die geld wat ek in hierdie dienste spandeer het. Die regering het gesê dit behoort myne alleen te wees. Ek behoort belasting te betaal op dit alles. Ek sê, "Hoe dink julle dit?" Ek het gesê dit het deur my kerk gegaan en betaal vir hierdie dienste. Hulle sê, "O, dit was joune voor dit die kerk was." En hulle sou my arresteer daarvoor. Sê ek wil iets vra in die naam van alle ordentlikheid. Ek het gesê, julle sit hierdie programme op in die aand. Ek het 32 jaar van my lewe deurgebring oor die nasie om die wêreld, om te probeer om dit 'n beter plek te maak, om in te lewe, om skelms te probeer opbreek en hulle eerlike manne te maak, probeer om kinders van die wiege af te neem en hulle kerk te sit en 'n ding vir die regte. En ek het my lewe op aarde spandeer om dit te probeer doen en die geld wat ek daar buite gebruik het, probeer julle vir my sê dat ek dit skuld. En ek het gesê, dan sal julle al hierdie ou nare vulgêre programme laat opkom van televisie. En daar die whisky-maatskappy en tabakmaatskappy wat die nasie doodmaak en verkrachting maak, moord en al die res jeugmisdaad wat die hele nasie uitmekaar skeer. En hulle skryf dit af as advertensie. Ek wil sê, wat het ons oor? Daar's een ding wat ons het en dis Christus. Sekerlik daardie biermaatskappye en alles wat julle dit sien adverteer, dis regeringsbelasting, julle skryf dit af. Maar laat ek dit probeer afskryf. Sê wel, ek het die diens by Madison Square Garden gehad en hulle het soveel opgeneem, ek moet elke penny daarvan wys. En dan het ons hierdie uitbetaal vir die auditorium. Ja, maar die mense wat vir jou gegee, dit was joune, jy moet inkomstebelasting daarop betaal. Daar het julle dit sien nou dis, en dan noem julle dit gereg bo die hofgebou se deure. Nie in my boeke nie, dit is nie in hierdie boek nie, dit is nie, dis reg. Ons het vir Caesar gegee wat Caesar se is en God se wat God se is, dis waar. Maar hierdie wêreld is so skelm dat hulle self die ondersoekers ondersoek.
Wel, dis jammerlik, die neurote ondersoek neurote en die psigiater sorg vir die psigiater. Wel, die goed is gekorrupteer en gedaan vir ewigheid. Maar die koninkryk van God sal dit ewig staan. Luister, jy sal nooit daardie verlange bevredig nie. Jy gaan uit en word dronk vanaand en ver die dorp rooi. Môreoggend het jy hoofpyn en 'n vrees. Jy sal jou huis opbreek. Jy sal jou lewe ruïneer. Jy sal dit vir die honde gooi as ware. Maar daar's net een manier om dit ooit te bevredig. Ek sê julle nou, julle sal luister hierna, julle, die mense, jonk of oud. Hoe durf jy probeer om die dinge van die duiwel te neem, om daardie geseënde heilige dors wat in jou is te let? Hoe kan jy ooit plesier neem van die wêreld of whisky of drink of lekkerte en weelde om ooit daardie salige heilige dors te les wat God jou gegee het om na hom te dors? Die mense, die duiwel het self so erg geraak dat hy hulle die kerk laat aansluit om dit te les. O ja, mense gaan en sluit by die kerk en sê, wel, ek sal my naam op die kerkboek sit en ek sal... Die kerk is in orde, maar laat ek vir jou sê, vriend, om by die kerk aan te sluit sal nooit daardie heilige honger dors les nie. Dis die plek waar God inkom en niks anders kan dit vul, totdat jy gevul is met die Heilige Gees nie. Dan kom die Heilige Gees in jou hart en hy is die ewigdurende fontein van God. Hy is die onuitputtelike fontein van die lewe. Jy ontvang hom net en drink van hom vir die res van jou lewe en alle eeue. God het daardie plek hier binne vir homself gemaak. Jy dors waarna? Na hom. Hy wil hê jy moet dors na hom. David was 'n man van die woude, 'n skaapwagter. Hy het gepraat in terme van herder en woude en soorts. In 'n ander psalm het hy geskryf soos 'n hert smag na die waterstroom, dors my siel na U, o God. Nou, ek se jagter en ek jag oor die wêreld omtrent. Nou, het jy al ooit 'n gewonde takboek gesien? Soos die hert dors na die waterstroom, so dors my siel na U, o God. Nou in Afrika, broer Du Plessis se land, hulle het wilde honde daar, hulle vang die takboek. En as jy 'n takboek wond, as hy by die water kan kom, het jy jou takboek verloor. Solank jy by die water kan kom, sal jy water vind en jy sal terug kan na hierdie kant toe afloop in die stroom, oploop en die honde te mislei, weer omkom, die heuwel kom, weer terug te kom, agter hulle in die stroom instap, en nog 'n bietjie drink, totdat genoeg van haar koelwater die bloed laat stol en hy kan lewe, maar as hy nie daardie water kan vind nie, sal hy sterf. So is dit. Ek het baie keer dopgehou die wolf agter die takboek, en as hy 'n takboek alleen kan kry, dis die een waarop hulle werk. Daar sou les. As jy 'n takboek weg van die trop af kan vang, dan is dis wat die duiwel wil doen. Nou aan julle jong dames, hy wil hê julle moet uitgaan met 'n seun wat nie 'n Christen is nie. Aan julle jong manne, hy wil hê julle moet uitgaan met 'n of ander klein geverfde Isabel wat nie 'n Christen is nie. Dis waar hy wil opbreek, dis waar hy wil. Hy sy tande in jou wil inslaan. En hierdie takboek sal alleen uitgaan weg van die trop af, dis die een waarop die wolf werk. En aan jou, o man of vrou, wanneer jy jouself afsonder van gelowiges. Mense sê, ek kan by die huis bly net so 'n goeie Christen wees as wat ek kan wees by die kerk. Ek kan nie, die Bybel het gesê, moenie ons onderlinge byeenkoms vernalatig nie, en des te meer na mate ons die tyd sien kom. As jy Christen verlang jy om te gaan waar ander Christene is, en gemeenskap te hou met ander Christene. So jy kan nie wegbly van die kerk of in dieselfde lewe nie. Jy kan dit nie doen nie, want dis so, ek's honger, maar ek sal nooit na 'n tafel toe gaan nie. Ek sal nooit eet nie, ek gaan dit nie doen nie. Sien, jy moet gaan en voet op die woord van God en gemeenskap hou met mekaar. Ons het mekaar nou meer nodig as wat ons mekaar ooit nodig gehad het, is nou. Wanneer jy jouself afgesonder kry van die res van hulle, jouself net 'n bietjie anders maak. Jy nie met hulle wil assosieer nie, omdat hulle nie hierdie glo nie, daarmee wil assosieer nie, beland jy op gevaarlike terreine daar, deur weg te bly van die kerk af. Vind die een van jou keuse, bly daar en wees 'n Christenbroer vir almal van hulle. Dis die manier om 'n ware Christen te wees, dan het ons gemeenskap beskerm. Mense het jou lief en bid vir jou. Dis die sukses van my dienste, is omdat ware goddelike mense vir my bid. Dis reg, dis waarom daar sukses in my dienste is. Wanneer ek inkom en hierdie dinge bekendstel oor die visioene en dinge, daar's baie ou moeders en paas en susters en broers wat daar buite sit wat dit glo met hulle hele hart, en dan val die Heilige Gees reguit af op hulle. As hulle dit nie gedoen het nie, het ek geen manier om dit te doen nie. Maak nie saak hoe groot dit vir myself sou wees nie, dit moet vir jou dieselfde wees.
Ons moet 'n eenheid wees, twee van ons saam om die kontak met God te maak. Jy as 'n gelower en ek self as 'n gelower. Nou dan, hoe hierdie kereltjie alleen uitgekom het, kom die wolf nader, hy hou die hond dop, hou die takbok dop, en hy kom steeds nader en nader. Die takbokkie begin soort van opgewonde voel. Baie persone het in die diens gesit onder predik gevoel, jy weet, dit mag ek wees, miskien behoort ek dit te doen, miskien behoort ek na God toe te kom. Dis wys dat die wolf reg op jou is. Nou wanneer die wolf sy groot dek na die takbok gee, nou die eerste ding, 'n wolf het twee slagtande wat bloedslagtande genoem word, as hulle die takbok reg agter die oor kan vang, is daar 'n bloedaar daar. En dis 'n slagaar reg agter die oor, hulle gooi hulle tande reg in hulle net soos 'n slang en hulle swaai hulle gewig reguit ondertoe en wat dit doen, dit sny die takbok se keel af, hy's gedaan. Maar die bloedaar sal bloed begin spuit en hy sal nie 50 tree loop voor hy gedaan is nie, hy bloei net homself dood in die bloed, wat dit uitspuit sy lewe is verby. Hoeveel kosbare seuns en dogters, mans en vroue die duiwel onkant gevang en dit gedoen. So jammerte soos die hert dors na die waterstroom. En let op, as die takbok vinnig is, sy kop opruk, die wolf sien kom, kan hy omdraai. En wanneer hy dit doen, die takbok, die wolf het nog een plek om te gryp. Dis reg in die sy, nou dis die middelste balans van die takbok. Die agterkwarte is swaarder as die voorste kwarte en dit neem die middel hier op om die gewig op te maak. Nou as die wolf sal gryp, as hy hier die ribbes probeer tref, sal hy dit mis. As hy hier in die vlees tref, sal dit hom niks help nie. Maar reg in die sy daar, as hy net sy mond reg daarin kan gryp en 'n goeie hou vaskry. En daardie takbok half gebalanseer soos daardie kan hy die takbok op die grond gooi. En as hy dit nie doen nie, ruk hy 'n hele mond vol vleis uit die takbok uit as hy sy keel mis. As hy die keel tref, is die takbok gedaan. Maar as hy dit soos hierdie gryp en as die takbok vinnig is en spring en homself seewers draai, spring hy en hy gooi voor die wolf homself kan swaai om die takbok neer te gooi. Vang daardie takbokkie daardie swaai en ruk 'n hele mond vol uit. En wanneer hy dit doen, kom 'n groot stuk dan daarin en die wolf het op die grond geval en die takbok is 'n sprong vooruit en hy kan verby die wolf hardloop. Nou daardie takbok hardloop net so vinnig as wat hy kan en so vinnig as wat hy kan gaan, steeds begin hy bloei, verloor sy bloed. Hoeveel vanaand in Phoenix word gebyt deur die honde van die hel. Hulle kosbare lewe is besig om te vervaag, want hulle kyk gat in hulle sy. Iets het met hulle gebeur, iemand in hulle lewe laat inkom, iets het gebeur, 'n man het uitgegaan met 'n ander vrou met 'n ander man, of hulle het 'n klein gesellige drankie gedrink, hulle wou wees soos die Joneses langs en op iets. Dis toe hy hulle gegryp het. 'n Klein draaitjie, dan moet hy water vind, dis wat Dawid gesê het, soos die hert dors na die waterstroom, so dors my siel na U, o God. En daardie takbokkie daar buite wat bloei, bewe en dors, hy sal sy neus opsteek. Ek het hulle baie keer dopgehou. Hy sal ruik. Hy ruik na water. Hy kyk, die hondes agter hom. As hy water kan vind, sal hy lewe. As hy nie water kry nie, sal hy sterf, want hy word swakker en swakker. Nou wanneer daardie takbok, hy moet by die water kom of sterf. En wanneer jy by daardie plek kom, my broer, waar sonde jou lewe in so 'n plek laat verdrink het, dat jy die waters van God moet vind, tot jy moet kom by daardie fontein, gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are, waar sonders onder die vloed gedompel al hulle skuldvlekke verloor. As jy so dors is, dat jy snak na die water, o God, waar is dit? Ek moet Jesus vind of vergaan. Iets, jy gaan hom vind en God sal die water plaas om daardie Beersheba te sien wat Hanne vir die babatjie gevind het. God kan 'n fontein reg langs jou skep. Miskien het 'n kanker jou gevreet, miskien is jy vasgekluister in 'n rolstoel, miskien is daardie hart omtrent gereed om op te hou klop. Die dokter het daarna gekyk en gesê kan nie lank wees nie. Miskien 'n tuberkulose jou amper daardie demoon het jou gegryp en kou jou stikken totdat jy daardie fontein gevind het. As jy dors daarna, geseënd is hulle wat honger en dors, want hulle sal gevul word. My kosbare vriend vanaand, laat ek vir jou sê as jou broer en een wat jou liefhet, as jy 'n behoefte het vanaand, as daar is, as jy gebyt is fisies of geestelik deur die duiwelse honde, kom na die water toe net so vinnig as wat jy kan. Daar's 'n fontein oop vanaand in die huis van God, die stad van Dawid. Daar spur die onreine, jy mag onder daardie fontein induik.
al jou skuldvlekke verloor. Ek beveel die bloed van Jesus Christus aan vir jou, terwyl ons hoofde buig. U goedertierenheid is vir my beter as die lewe, en omdat u goedertierenheid beter is as die lewe, sal my lippe u prys. O Here, dat ek u mag sien soos ek u in die heiligdom gesien het. Mag ek u sien in hierdie droë, dorstige land. My siel dors na u, o God. Dors, probeer om iets te vind, die plek om te drink. Is jy hier vanaand persoon, man of vrou, seun of meisie, wat nog nooit uit hierdie fontein gedrink het nie? Jy is gebyt deur sonde, jy dors vanaand om genees te word. As jy is, sal jou hand opsteek, sê Broer Branham, onthou my in jou gebed, ek nou. God seën meneer, God seën dame, God seën. Daar is 'n fontein, gevul met bloed, getrek uit Immanuel se arm. Agter hier aan my regterkant, God seën jou, jong dame, God seën jou, jong man. Dis goed, God seën jou. Dis wonderlik. Dink dit, vriende, sien daardie dors in julle? Het julle dit oorgegee aan die vyand, aan die dinge van hierdie wêreld? Het julle dit net probeer les met sê, wel, ek sal dorp toe gaan, nuwe klere koop ek. Dis nie dit nie. Jy het nodig. Miskien het jy nuwe klere nodig, dis beter. Maar wanneer jy dit net jou afgod maak van hoe jy so uitgevat moet wees die hele tyd. Miskien is dit jou huis, miskien is dit iets anders wat daardie plek ingeneem het van daardie dors en roeping. Dit behoort God te wees. God is daar die bevredigende deel. Ek gaan julle vra om iets te doen. As julle glo dat God my gebed hoor, as julle vertroue in my, as julle broer het en as julle dit nodig het, ek wonder of julle hiernatoe sal kom en glo dat. Ek het net met 'n dame gepraat, sy het my ontmoet vandag in die restaurant. Sy het my vertel van broer Outlaw, dink ek was dit, en my na haar bed toe gebring het toe sy sterwend was aan TB. Sy is genees, die dokters het haar opgegee en sy is genees. Is later genees in 'n ander diens van kanker. Haar dogtertjie wat op sterwe lê aan leukemie. As die dame nie getuig het nie, ek het broer David gehad wat my vertel het van haar laat getuig, en die dogtertjie het leukemie en die laaste stadium klaar afgeval tot iets oor die 20 pond. En vandag is daar nie 'n spoor van die leukemie nie. O, goeieste. Van 'n man hier gisteraan gesê, hy kon nie in die diens inkom nie, en ek dink hy het uitgevind waar ek my hoed daar agter neergesit het, en hy het gesê, ek kan nie inkom nie, maar Here, ek sal sy hoed aanraak. En hy het TB gehad, en hy is genees. As jy glo dat God, wees eenvoudig, die Heilige Gees is so eenvoudig, volg jy dit net soos dit gaan. En as jy glo dat God my gebede verhoor, en jy is regtig gebyt vanaand, iewers langs die pad, het jy meer wat jou net laat lostrek, dis die duiwel, hy byt jou, hy sal jou ondervinding vergiftig, net so swaalsuur, dit sal jy doodmaak en jy sal verlore wees. As jy wil hê ek moet vir jou bid, sal jy hier kom staan, sodat ek my hande op jou kan sit terwyl ons sing, as die orgel sal gaan terwyl jy speel en met hele hoofde gebuig. Daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are. Sondaars se dompel onder die vloed, verloor al hulle skuldvlekke. God seën meneer, kom reg hiernatoe, dis goed. So iemand anders nou kom terwyl ons wag, kom hier op en staan. God seën jou dame, dis goed. Staan net daar my broer. Ek wil afkom en hande op jou lê net binne 'n oomblik. Goed broer, as jy vir ons 'n akkoord kan gee van daardie, daar is 'n fontein gevul met bloed. There is a fountain filled with blood. God bless you, my brother. Be right with you. From my sister, your pain and sinners blood. Beneath the blood, lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. Won't you come right ahead now, raise up. Sal julle nou reguit vorentoe kom opstaan, die julle wat gebyt is, dors julle na iets egs, dors julle na ondervinding met God. Kom nou net hier, laat ons bid en nou hande op julle lê. The dying thief, God bless you, sister.
Sien nou suster, dis goed, kom reguit uit, loop hier af om die altaar nou. Staan net hier rondom net 'n oomblik vir gebed. God sien nou meneer, kom reguit nader, dis 'n regte man om dit te doen. Kom reguit uit, dis reg. Kom reguit af hier en staan. Nou kom nie, die res van julle kom reguit af, nou graag 'n oomblik hier rondom wil staan, julle wat gebyt is genees wil word van daardie byt van die duiwel, kom nou reguit af, nou is die tyd om te ontvang. Nou soos ons vergader, kom reguit af, sal julle nie. Ek wonder hoeveel predikers hier binne vanaand. Hoeveel predikers sal julle hulle hande opsteek? Kyk na die predikers, seën julle harte. Ek gaan julle vra, kom net 'n oomblik hier na toe en staan langs my. Ek kom af om 'n hande op hierdie mense te lê. Nou, hulle sal 'n kerkdiens hierna wil hê. Hulle sal gedoop word deur Christendom en hulle sal hulle wil uitnooi na julle kerke. Ons wil hê julle moet afkom en hier by ons staan dat ons sal bid binne net 'n oomblik. Dan gaan ons ook vir die siekes bid net binne 'n oomblik. Bly net die siek mense in julle sitplekke. Nou ek gaan die pastoor hier vra, Brochos, of hy hier sal staan en lê, en ons in 'n lied sal lê, baie stil, terwyl die res van julle hoofde buig. Ek wil hande lê op ons broers hier en susters, wat gekom het om hulle lewens toe te wy. Hulle is gebyt deur die vyand en ons gaan hande op hulle lê, en ek wil hê julle predikers moet dieselfde doen, en dan gaan ons die gebed van geloof bid vir hierdie mense. Nou julle wat hier staan, maak nie saak wat julle ooit gedoen het. Nou sekerlik weet julle mense hier dat ek julle die waarheid vertel. God bevestig dit, ek vertel julle die waarheid want dis die woord. Die Heilige Gees kom in beweeg 'n paar minute gelede, in plaas van om 'n ry van onderskeiding te maak, soos ek beplan het om te doen, het iets aan die einde beweeg gesê, daar is hulle wat gebyt is. Hoe weet ek dat een van hierdie wat hier staan hier evangelieprediker is, later nie? Hoe weet ek dat sommige van hierdie jong vroue sooperd wat hier staan, dalk sendeling is, wat op pad na die veld nie? Hoe weet ek wie hulle is? Mag nog 'n Billy Graham wees, dit mag nog 'n Sankey Moody van die Knox Calvin wees. Hoe weet ek? Enigste ding wat ons doen is om die net in te gooi en dit aan te trek. Die Heilige Gees trek. Jesus het gesê as ek verhoog word, sal ek alle mense na my toe trek. My vriende wat hier by hierdie altaar staan, die ware Christus, wat die liggaam genees die siel. Nou terwyl ons bid, almal met julle hoofde gebuig, en lei jy ons in 'n lied soos hierdie. Jesus is passing this way. Is there a heart that is waiting, longing for pardon today? Hear the glad message we bring you. Jesus is passing this way. Jesus is passing this way. This way today. Jesus is passing this way.
and the Spirit is calling. Jesus will freely forgive. Why not this moment accept Him, trust in God's mercy and live? Jesus is passing this way today. Jesus is passing this way, is passing this way today. He is so tender and loving, He is so near you today. Open your heart to receive Him while He is passing this way. Oh, Jesus is passing this way. Today, Jesus is passing this way, is passing this way today. Hallelujah. While we're in prayer, Terwyl ons nou in gebed is, gees van gebed, wil ek nou hê die predikers moet nader kom aan hierdie mense. Elkeen wat hier om die altaar staan, bely nou net al julle verkeerde dinge. Lord, the enemy has broken Here, die me down. vyand het my afgebreek, maar vanaand staan ek hier vir een doel, weet dat ek 'n persoon is wat sterwend is. Weet dat my lewe uitbrand en ek het dit gebruik. En die dors wat ek regtig vir U moes gegee het, ek het dit na verskillende dinge gewend. Vergewe my, o Here, reinig my hart en reinig my dors en mag ek dit aan U oorgee, o God. And from this hour on, Van hierdie uur af vrylik uit die fontein van die lewe drink, want God het my uitgenooi na hierdie fontein. and now to you out Nou there aan in the julle daar audience buite in die that's gehoor sick wat and siek en needy, behoeftig is, sal julle net julle hande opsteek. Ek gaan julle vra om iets te doen soos ek gisteraan gedoen het. Lê nou julle hande oor op mekaar, sit net julle hande op mekaar. I heard such good reports since Ek het sulke goeie verslae gehoor van gisteraan van die diens af. Nou terwyl ek bid, wil ek hê julle, elkeen moet julle genesing ontvang. Dit glo met julle hele hart. Glo dat dit vanaand gaan gebeur nie. God het nie net beloof om my gebede te verhoor nie, hy het beloof om julle gebed te hoor. Die gebed van geloof sal die siekes red. God sal hulle oprig. physically sick, spiritually sick, no matter what your Fisies sickness siek, is, geestelik the siek, blood of maak nie Jesus saak wat Christ u siekte is nie, die bloed van Jesus Christus reinig van alles. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hulle hande op die siekes lê. Now we're in a Nou ons is in 'n eenheid, ons is nou in 'n ooreenkoms. Ons is Christene, die Heilige Gees is hier, daardie groot engel van God, daardie vuurkolom, waarvan julle die foto het, net hier. that same angel of God Daardie selfde right engel around van you. God is net hier nou in hierdie gebou, net hier. As julle gelowig is al die miskus van ongeloof van julle sal wegvee, al die twyfel van julle af. En net nou sal glo. Nou moenie vir jouself bid nie, bid vir die persoon waarop jy jou hande het. Sien, bid jy vir die volgende man, hy bid vir jou en bid julle vir mekaar. And while I pray for you, En terwyl ek vir julle bid, sal dit die ketting hier maak en God sal elke persoon hier genees. Daar sal nie een siek persoon in ons midde oorwees nie, as julle net sal glo. Kom van hierdie mense hier wat hier bo rondom die altaar is. Ek kyk hier en sien hierdie Indiaanse vrou, glo ek, wat hier opbeweeg onthou verlede jaar. Die jaar wat ek hier was, die klein blinde Indiaanse dogtertjie wat haar sig ontvang het bo op die reservaat. O, hoe onthou ek daardie kosbare Indiane daarbo, hoe dat God onder hulle genees het en jy is nou hier. God sal jou vul met die Heilige Gees en jou die uitermate oorvloedige gee. now you ministers, bow your heads and pray with me. Julle predikers buig julle hoofde en bid saam met my oral nou almal eendragtig. Toe hulle saam vergader het, het hulle eendragtig gebid en die plek is geskit waar hulle vergader het en die woord van God het uitgegaan met vrymoedigheid. Heavenly Father, as a servant of God, I En onze Vader, as 'n diensknegt van God, bring ek hierdie gehoor in U teenwoordigheid in, bid nou dat U elke mag van Satan sal verbreek, elke ongeloof. Hierdie kosbare mense wat hier staan is gebyt deur die duiwelse malhonde en hulle het U genesingskragte nodig. Mag hulle vashou aan die bytgeneessteen, die steen Christus Jesus. until all the poison of sin has been pulled
totdat al die gif van sonde uit hulle siele getrek is en al die siekte uitgetrek is uit hulle liggame. Mag hulle vashou aan die steen van God totdat hulle volkome vry is. Maar die Heilige Gees nou in hierdie gebou val op elke hart en elke gelowige, mag die krag wat Jesus uit die dood opgewek het nou in werking tree in elkeen. Laat hulle weet dat U God die groot geneeser is wat nooit 'n geval kan verloor nie. U is God vir ewig. Ek vertrou hulle toe aan U, Here.